Baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Jy is so welkom hier saam met ons. Baie welkom Koos. Dankie Gerard. Jy klink vir so 'n bietjie oulik. Jou neusie is rooi. Hoe gaan dit met jou Koos, Gerard? I've been sick, you know. My hele gesin was eers my seun wat siek is en toe my vrou en toe steek sy nou finaal vir my aan. So. Maar ons is op die herstelpad. Ek sien lig aan die einde van die tonnel. Sure. Hoe gaan met jou Koos? Ag Gerard, dit gaan goed. Ek word net oud. Koos, maar jy het nou verjaar hierdie naweek. Baie geluk met jou verjaarsdag. Baie dankie Gerard. En het jy daarom lekker verjaar? Ag, wat 'n fees. Al daai kleintjies om 'n mens en so jou kinders en kleinkinders. Dit is die grootste geskenk wat daar kan wees. Ja, beslis. Nou, ons is in die tydperk van lent en gister het ons klaargemaak met ons verhoudingsreeks wat ons noem Vryers, Vriende en Familie. En gister het Koos met ons gesels oor familie. As jy nie gister in die diens was nie, wil ek jou nooi asseblief gaan kyk na die diens. Dit is aanlyn beskikbaar en ook op al ons ander platforms. Maar in hierdie tydperk van lent het ons gesê dat ons gaan die tyd saam by C'est la vie en die tyd saam in ons groepe gaan ons doelbewus gesels oor lent en verskillende fasette van lent en waantoe lent ons nooi. Maar voordat ons gaan praat oor lent en net sommer gou weer recap oor wat is lent, kom ons vra eers die vraag C'est la vie. Ons het lanklaas hieroor gepraat, want ons het nou C'est la vie al jare terug begin en het nou al baie tyd verloop intussen en ek wonder of daar nie dalk mense is wat wonder, waar kom hierdie naam vandaan, C'est la vie? Nou Koos, as ek reg is, dit is mos Frans, is C'est la vie? Jy spel dit anders as ons in, ja? Ja. C, kommetjie, as jy nou dit wil uitspreek in Afrikaans, est la vie, c'est la vie. Ja, wat beteken that is life, dit is direk vertaal, maar ons het gesê, hier by C'est la vie, hierdie ding wat ons hier doen, wil ons praat oor die lewe. Ons wil nie net sê, ag, that is life and that is how it is nie, ons wil sê, dat ons wil bietjie hier sit en gesels oor die lewe. Dis hoekom ons sê, C'est la vie, ons praat oor die lewe en dis die doel van hierdie gesprek, is dat jy saam met ons in jou groep of saam met jou vriende, of as jy hierdie episode gekyk en dit maak dalk iets wakker in jou, dat dit gesprekke sal oopmaak oor die lewe en oor ons geloof. So dit is waar C'est la vie vandaan kom. So dit is wat ons vandag doen. Ons praat oor die lewe en veral nou as dit kom by ons lewensreis in hierdie tydperk van lent. Nou Koos, ons het in die heel eerste episode, het ons so vinnige oorsig gegee oor waar gaan lent. Maar vir die mense wat nou ingeskakel is, hoekom doen ons lent? Wat is lent? Hoekom word dit genoem? Kom ons gesels gou vinnig oor dit. Ja, dis eintlik 'n Engelse woord, nê? Ons wat uit Afrikaanse kerke kom, sal weet, hierdie tyd voor Paasfees staan bekend as lydenstyd. Dit word in die meeste kerke genoem, dis die begin van lydenstyd in die jaarkalender van die kerk. Maar die Afrikaanse kerke in die algemeen het nie baie van hierdie tradisie gemaak om in die lydenstyd van die jaarkalender spesifieke rituele te hê nie, want eintlik, as ons eerlik is, Afrikaanse kerke het nie baie simbole en rituele nie. Nie net Afrikaanse kerke nie, maar kerke van daardie denominasies. En met rede ook, jy weet, sedert die reformatie is daar 'n reaksie teen simbole en rituele, omdat die gevoel was, dit het so magies geword. Jy gaan kerk toe en jy koop 'n kersie. Ja. En die feit dat jy daai kers aansteek het dan krag, dis amper towerkrag dan, né?
Dat sekere rituele in sigself reddende of lewensveranderende krag het. En met reg was daar 'n reaksie daarteenoor. Maar jy weet, soos 'n pendulum is, Gerard, om dit te herstel dat hierdie bal hier bo hang, Ja. jy wil graag hê hy moet hier in die middel wees, maar om hom weer in die middel te kry, moet jy hom daar los. Nou gaan hy eers hiernatoe swaai en weer so doen, totdat hy weer stabiliseer hier reg in die middel. En die reaksie teen rituele en simbole was eintlik geen kuns in die kerk nie, miskien 'n kruis, hoogstens geen beelde of skilderye of rituele soos wierook of kerse of wat ook al nie, en selfs rituele in die jaarkalender. Ja. En hier is een van daardie rituele, dat op die Woensdag, 46 dae voor Goeie Vrydag, dan het hulle die as op hulle voorkoppe gesmeer as 'n teken. Net soos die eerste mense daardie Sondag toe Jesus in Jerusalem inkom en hulle sê Hosanna vir die seun van Dawid en hulle swaai palmtakke, daar dieselfde mense wat die palmtakke geswaai het 'n week later geskreeu kruisig hom. En so die vroeë kerk hierdie simbool van 'n palmtak gevat en gesê, op Palmsondag herdenk ons wat daardie eerste mense gedoen. Ons sê hy is ons koning, maar ons erken ook, selfs ons wat sê hy is ons koning, laat toe dat die dood in ons werk, sonde. Dan het hulle dieselfde palmtakkie wat die vroeë kerk nou, wat hulle hierdie jaar gevat het om te sê die Here is koning, 'n jaar later op die Woensdag gebrand en daardie as gesmeer as 'n belydenis, ja Here. Ek is nie soveel anders as daardie eerste mense nie. Wat 'n goeie tradisie om te herken. Ek is ook geneig daartoe om my rug op U te draai. En dan vir 40 dae die vroeë kerk gesê, vir 40 dae vas jy, maar hoekom 46 dae? Want die Sondag fees jy. Sondag vier ons altyd sy opstanding, maar in hierdie lydenstyd, die Maandag tot die Saterdag, gee ek iets prys om my te herinner aan wat Jesus vir my gedoen het. Eerstens, hoe hy 40 dae, 3 jaar voor sy dood, homself voorberei het, gaan vas het in die woestyn en versoek is. So, die gebruik van die kerk, dit wat ons nou eintlik nie gedoen het in Afrikaanse kerke nie, was dan om op Aswoensdag te begin en te sê, ja, ek raak bewus, ook van donker dinge in my lewe, dinge wat ek dalk nalaat, daar waar ek God nodig het om met my te werk, en as 'n gebed help my, wys my Here waar ek te vas aan iets is, of te los van iets, gee ek hierdie lekkerny of daardie gewoonte prys, of ek verbind my om iets, 'n tyd te spandeer, sê nou maar, met kinders in 'n tehuis, of na siekes toe te gaan, in die plek van die tyd wat ek aan 'n, sê nou maar 'n aangename aktiwiteit sou bestee. Wat dit ook al, hoe dit ook al sê, die gebruik is om in hierdie 46 dae buitenop die Sondag iets nie te doen of te gebruik wat jy gewoonweg gebruik nie. Ons het dit al 'n paar keer hier by Selavie gesê, daai stelling van, daar's sekere goed wat ons moet reject, sekere goed wat ons moet redeem, en sekere goed wat ons moet receive. En dan natuurlik, toe jy nou gepraat het van toe die pendulum na die verkeerde kant toe gegaan het, heeltemal, daar is 'n sekere gedeelte wat ons moet reject, van om te sê, daar's sekere rituele wat dood is, en hoekom moet ons dit doen? That needs to be rejected. Maar nou is daar ook sekere wonderlike rituele, soos byvoorbeeld hierdie, wat jy nou van gepraat het, dit moet weer gereceive word en geredeem word. En dit is presies wat ons wil hê moet gebeur in hierdie lydenstyd. Ja, dit is baie waar wat jy sê, dat sekere rituele verwerp moet word, reject. Maar ek dink, dit is eintlik 'n reaksie wat radikaal is weens ons eie onvermoë. Om wanneer jy iets wat goed is,
op 'n verkeerde manier aanpak, dan die goeie ding te verwerp, Ja. sodat jy kan ontslaa raak van die verkeerde manier waarop jy dit gedoen het, kan jy sien, dit maak eintlik nie sin nie. Die ideaal sou wees om net te sê, Here, ek wil werk met die manier hoe ek die ding doen. Vat nou 'n ritueel, want dit is wat dit is, die nagmaal. Ja. Jy kan ook met die nagmaal doen, wat daardie vroeë donker word van die kerk, met die kersies en die asse en die swaai van goed en wieroke, dat hulle kragte aan fisiese dinge toegeken het. Jy kan dieselfde doen met die nagmaal. Ja. Dink, as ek hierdie nagmaal gebruik, dan doen hierdie brood en hierdie wyn iets aan my. Of, aan die ander kant, die ritueel gebruik, sê wel, hy moet self iets doen, daar's niks in my binneste aan die gang terwyl ek dit doen nie. Ek is nie diep gefokus of toegewyd wanneer ek hierdie nagmaal. Ja. Die antwoord daarop is nou nie om te sê, ja, kom ons los die nagmaal, dit het 'n leerritueel geword, of 'n magiese ritueel nie. Die antwoord is, werk met jou binneste, moenie met die ritueel ophou nie. Ja. En dis eintlik wat Lent doen, Here, wys my eie lewe. Ja. Lukas, daar raak jy al klaar aan iets wat ek dink ons moet op fokus in vandag se gesprek, is 'n groot komponent van wat moet gebeur in die tydperk van Lent, en dit is dan 'n stuk belydenis. Wanneer jy so na jou binneste kyk en jy dan kom jy iets agter, hoe nader ek aan die Here begin beweeg en ek laat toe dat God se woord amper soos 'n spieël in my lewe is, hoe meer ek begin agterkom wie God is, hoe groot sy liefde is en wat hy vir my gedoen het aan die kruis, en ek kyk in hierdie spieël en ek sien myself, kom ek op 'n plek waar ek eintlik hoort neer te val voor sy voete en te sê, Here, ek skiet so kort, Here, help my, ek bely hierdie. Dit is 'n groot gedeelte wat eintlik moet gebeur as dit kom by vas in hierdie tydperk van Lent. Dit moet eintlik met ons almal gebeur, is hierdie konsep van belydenis. Kom ons gesels gehoor dit bietjie. Ja, Gerard, sekerlik een van die heel belangrikste temas in die skrif en een van die heel belangrikste dinge waaraan 'n gelowige glo. En ek dink is een van die groot verskille tussen 'n gelowige en 'n ateïs, is ek versamel deur my optrede en my denke en motiewe skuld. Ja. Ek moet ontslaa raak van daardie skuld. Ek weet nie hoe doen 'n ateïs dit nie, want ek glo sielkundig is elke mens so, dat jy het 'n pad met jou eie optrede en die gevolge daarvan op jou eie gemoed. Hoe deel iemand wat nie 'n God het nie daarmee? Ek dink hy word maar net al hoe harder. Maar 'n gelowige moet 'n pad hê met belydenis en 'n verstaan van belydenis. Ek dink die eerste ding van belydenis, die doel, ook nou hier in Lent, Here, help my om 'n mens te wees wat deel met die dinge in my lewe, is om te sê ek wil 'n mens wees wat ander mense en God en myself nie bedrieg nie. Ek wil bewus leef met wie ek is en daarmee deel. En Dawid het 2 wonderlike belydennispsalms wat nou vir ons 'n geskenk is vanuit sy skande en vergifnis. In Psalm 32 sê hy in sy belydennispsalm daar, welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. As jy nie bely nie, leef jy met 'n stuk oneerlikheid in jouself. En hoe kom daardie stuk bedrog in jou in? Vers 2 sê Dawid, toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. So as jy die Here ken, 'n stuk bedrog in jou toe te laat, ontketen jy 'n binnestorm. Jy kan hom probeer stil maak. Natuurlik, ons het die vermoë om uiteindelik
stil te maak, maar God gaan jou nie sommer los nie. Hy gaan daai storm laat broei en bulder in jou binneste. Ek hou baie van hierdie beeld wat hy gebruik. Hy sê as ek stil bly, as ek nie ietsie omtrent hier gaan doen nie. Eerste tree is natuurlik nou wat ons nou oor praat vandag is belydenis, maar as ek nou gaan stil bly, ek los dit daar binne. Weet jy, dit is 'n baie in Engels vivid beeld wat hy gee. My gebeente het uitgeteer. Dit het my gebrul. Dit is die verskriklike dit voel soos 'n ineenstorting van die fisiese mens omdat hy stil gebly het. Jy kan nie jou ware self wees nie. Ja. As jy jou oor 'n tydperk besig hou met dinge wat jy weet verkeerd is en jy deel nie daarmee nie, word jy al hoe minder jou ware self. Ja. Jy is nie vry nie. En dan sê hy in vers 5, maar my sonde het ek u bekend gemaak en dit my ongeregtigheid nie bedek nie. So net in hierdie 4 verse lê eintlik die hele teorie van belydenis. Hy sê ek het gesê ek wil aan die Here my oortredinge bely. En ons weet uit sy geskiedenis dat vereers het hy dit weggesteek. Hy het nie daarmee gedeel nie, tot 'n profeet hom gekonfronteer het. En dit is vir my wonderlike genadige inligting. Hierdie Dawid was nie so edel hier, toe hy die fout gemaak het, dadelik besef dit was verkeerd, ek het oorspel gepleeg en ek het op 'n manier eintlik moord gepleeg. Hy het homself natuurlik oortuig, nee, dit kan nie moord wees nie. Iemand moet tog voor in die linies wees. Ja. Dit is mos maar hoe gevegte is. Dan moet ouens heel voorveg. En wat sou nou so verkeerd wees dat ouens 'n bietjie terugtrek as een ou daarvoor veg? Dalk maak hulle hom dood, maar dan ons dalk ek wonder wat als in sy kop aangegaan het, maar die feit is hy het moord gepleeg. Ja. En dit het hy vir 'n ruk lank nie erken aan homself of aan ander of aan God nie. Ja. Sê maar op 'n stadium, toe daardie profeet hom konfronteer, en as 'n mens nou dink, ja wel, dis nou logies, nou is hy uitgevang, nou bely hy. Dis nie regtig so nie. Daar's baie ander konings wat die oomblik as profete hulle gekonfronteer het, hulle dadelik doodgemaak het. Ek het net Saterdag in my stilte tyd weer van so 'n koning gelees. Wonderlike lewe gehad, totdat die profeet Sagaria hom gekonfronteer het. Laat hy hom doodmaak. Ja. So die tweede belydenispsalm van Dawid is Psalm 51. Hier sê hy nou, dis juist toe daardie profeet Nathan na hom toe gekom het nadat hy oorspel gepleeg het. Wat doen hy? Hy kan Nathan laat doodmaak, soos die meeste ander konings in Israel, of hy kan erken. En hierdie hele psalm, ons hoef nie die hele psalm te lees nie, maar as jy hierdie psalm lees, dan kom jy agter wat hy erken. Here, asseblief wees my net genadig. Maar in die psalm kom jy agter dat hy sê, Here, asseblief, herstel vir my weer my vreugde. Vers 14. Gee my weer die vreugde van u heil. Gee my weer die ligtheid van my binneste, dat ek lig voel en voel die lewe is mooi ten spyte natuurlik van al die stryd van die lewe, maar daar is geen stryd in die lewe wat jou meer morbied maak as weggesteekte skuld waarvan jy bewus is nie. Nou sê hy, Here, eintlik is hy seker so dankbaar dat die profeet gekom het, want dit is soos 'n sweer wat bars. Ag Here, u weet ek het geen vreugde nie. Gee dit vir my terug. 'n Ander aspek van belydenis, daar selfs in vers 10 sê hy dit. Laat my vreugde en blydskap hoor. Here, laat die gemeente juig wat u verbrysel het. Vir 'n ruk het ek geleef asof verbryseld. Ja. As jy iets wegsteek, verbrysel dit jou. Ja. Asseblief, Here, ek kan nie so aangaan nie. Nathan is reg. Vergewe my, ek is skuldig. Gee my net weer die lewe, die
gemoed wat ek gehad het. Ja, want hy gaan nou weer terug na daai selfe beeld toe. Ja, Hy sê nou weer, okay, dis hoe dit gevoel het toe ek dit weggesteek het, Ja. maar laat hierdie selfde goed wat nou verbrysel was en gevoel het, laat dit nou juig. ja. Dis iets wat gebeur as ek dit na die Here toe bring. Ja, as jy daai weggesteektheid toelaat in jou lewe, is eintlik geen verhouding wat dit kan wees nie. Ja, Elke ander verhouding verloor 'n titsel vreugde. ja, Die sprank, jy gaan aan, jy geniet dinge, maar nie soos jy regtig kan nie. Ja. Jy weet, iets is weg. ja, Iets is weg, omdat iets hier is. ja, As hierdie ding hier is, kan die ding wat weg is, nie terugkom nie. My blydskap. en dis As wat jy hierdie net- ding weg is, ja. kan die blydskap terugkom. Dis wat jy gesê het, jy weet jy kan nie jouself wees nie en dit Ja. steel dan van jou verhouding met jou vrou, met jou kinders, met jou vriende, want jy is nie jouself nie. Die grootste geskenk wat jy bring in 'n verhouding is wie die Here jou gemaak het om te wees. Presies dit. En die ander wonderlike waarheid wat uit die belydennispsalm kom, is vers 15. Hy sê ek wil vers 14 sê gee my weer vreugde en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Here, gee my weer 'n gees wat die dinge wil doen wat ek moet doen. Ja. Om iets te huisves in jou binneste wat jy weet jy moet bely en jy bely dit nie, maak dat jy ook 'n oneffektiewe mens is. God kan jou nie gebruik nie. In vers 15 sê hy dan, ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. So. Skielik sê hy, Here, vir 'n seisoen nou in my lewe, totdat Nathan hierdie sweer kom laat oopbars het ek vir u nie iets beteken nie. Ja. U het my nie gebruik nie. Ek kon nie regtig met vrymoedigheid met ander mense praat oor God se genade, oor vergifnis, oor redding, oor vry wees nie. Here, en dis een van die redes dat ek vergifnis vra, want ek sien nou ek mors eintlik my lewe. Ja. Ek is hier vir 'n doel. Ek kan nie vir my kinders beteken wat ek vir hulle moet beteken nie. Ek kan nie vir my vrou beteken wat ek moet beteken nie. En as jy 'n prediker is dit 'n verskriklike ding om op 'n kansel te klim. En hoeveel opskrifte het ons nou in die afgelope tyd gelees, Gerard, van predikers wat jare leef met hierdie simptome wat Dawid van praat. Ek is verbryseld hier binne. Ek het hier binne donkerte. Ja. En hou aan en hou aan. Ja. Is 'n verskriklike ding om toe te laat in jou lewe. Jy kan nie werklik doen wat jy moet doen met jou lewe nie. En as jy met so weggesteekte ding leef en steeds sondaars leer, hoe rampspoedig is dit die dag as daardie ding uitkom sonder dat jy dit bely het. Nou is jy gekonfronteer en nou het jy nie 'n ander keuse nie. En sommige ontken dit ook. Maar die punt is, die skade wat dit doen om met so 'n ding te leef en aan te hou, iets voorgee, is geweldig. Ek dink een van die belangrikste dinge wat 'n belangrike tree is na 'n belewe van belydenis is om op te hou verskonings te maak vir hierdie wat ek nou wegsteek. Om rou en eerlik na dit toe te kom en te sê maar hierdie is nie reg nie. Ek kan nie hierdie reg praat nie. Ek kan dit nie reg, soos jy gesê wat Dawid gedoen het. Hy het baie verskonings gehad wat hy kon gehad om te sê dit was nie moord nie. Maar om werklik te kom, maar weet jy dit is moord. Dit is moord. Hierdie waarmee ek besig is, dit is verkeerd. Ek moet dit na die Here toe bring. Verskonings is die grootste teenvoeter vir werklike belydenis. Gerard, en dit gaan eintlik nog verder. Daar is 'n sekere soort belydenis wat meer 'n paai van myself is. Ja. Amper, hoe sal ek sê, jy kan op 'n manier so bely dat jy sê, wel, as jy verstaan wie ek is, as jy verstaan, ek het nou maar net hierdie swakheid. Ja. Maar Spreuke waarsku daarteen. Dis ook 'n manier om die werklikheid van die skuld te versag, en daardie versag is ook bedek. Jy noem dit nie Ja. wat dit werklikheid is nie. Ja. Om 'n rebellie 'n swakheid te noem, is nie belydenis nie. Ja. Jy bely 'n swakheid terwyl jy eintlik 'n sonde moet bely. Spreuke 28 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie.
maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Die belydenis nie om 'n gedragspatroon te verduidelik en te sê, jy moet verstaan, dis hoekom ek so optree. Daai is nie 'n belydenis met die doel om daarvan ontslae te raak nie. Ja. Dis 'n belydenis om met die doel om aanvaar asseblief hierdie optrede. Ek het geen plan om dit te verander nie. Ja. Belydenis is 'n begeerte om iets uit jouself te kry. En dit is presies wat die oorspronklike woord vir vergifnis is. Ja. Dit is verwydering. Sure. Vat iets weg van my af, Here. Nee, ag Here, verstaan asseblief hierdie swakheid en laat my toe om aan te hou hiermee, sonder dat daar konsekwensies is, Here. Dit is 'n baie vreemde, eintlik is 'n populêre beeld van genade. Ja. Ag Here, verskoon asseblief hierdie optrede. U weet mos nou maar ek is nou maar so. En vergewe my. Dit is 'n teenstrydigheid. Jy kan nie sê vergewe my nie, want vergewe beteken verwyder hierdie van my. Sure. Vat dit weg. Ek wil nie meer ophou. En dit is wat hierdie vers in Spreuke 28 sê. Hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan. Met ander woorde, bely met die oog daarop dat God my moet help, dat dit van my af weggeneem kan word. Ja. Sal barmhartigheid vind. Sure. En dan gaan ons na die Nuwe Testament toe. Johannes sê presies dieselfde ding, dat ons moet nie 'n beeld hê wat nie die waarheid is nie. As ons sê 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Om deur lent te gaan en sê, ag ek het net hierdie ding, maar daar's niks in my nie. Ja. Selfs al is jy nie bewus van iets nie, is 'n openheid, Here, wie is ek? Wat is die valsheid in my? En as ek daarvan bewus word, as ons sondes bely, maar selfs as ek nie daarvan bewus is nie, bely ek, Here, my sondigheid, ek erken, ek is nie 'n perfekte wese nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Toe ek 'n jong gelowige was, Gerard, ek onthou, so in my laat tienerjare, jy weet daai aanvanklike, is ek gered, is ek regtig opreg voor die Here, het ek dikwels my Bybel oopgemaak hier op 1 Johannes 1 vers 8 en dit so oopgemaak en dan gekniel en met oop oë gebid en sê, Here, jy sien hoe die storms in my is en die twyfel of ek regtig die pad loop, maar hier sê u woorde, as ek my sondes bely, ek erken nou, Here, ek is so. U is oor en oor om geloofsekerheid te kry. Ja. Het ek hierdie verse oor en oor letterlik so gelees vir die Here, asof hy nou nie weet wat daar staan nie. En so die oortuiging dat God genadig is en vergewe as ons bely, in my eie wese ingeforceer amper. En dan sê hy, as ons, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Johannes maak seker jy verstaan, jy bely nie met die idee om verskoon te word vir 'n sekere soort optrede wat jy nie bereid is om te verander nie. Jy bely met die motief, Here, ek wil nie meer met hierdie aangaan nie. Ek skryf nie hierdie dinge aan julle, dat julle kan aanhou sonde doen, en voel maar die feit dat ek daarom net nou en dan sê, Here, u weet ek doen hierdie goed, maar u weet ook ek is jammer hieroor, ek gaan nie hiermee ophou nie. Ja. Die rede, sê Johannes, dat ek vir julle skryf om te bely, is dat jy kan hoor, as God jou vergewe, kan hy goed van jou al wegvat. Ja. So. Maak erns met jou belydenis. Hy sê, ek skryf nie hierdie dinge as 'n rede, as 'n ding om vir jou te paai en sê, hou maar aan, maar die God is genadig nie. Ek skryf dit dat jy regtig kan bely met die begeerte om oorwinning te kry. Maar as jy struikel, as iemand gesondig het, sê die volgende deel van die vers, dat jy sekerheid kan hê. Ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Wat 'n beeld nie, Gerard. Ja. As ek nou deur 'n skandalige tyd is van vergrype,
of verkeerde gedagtes, of vyandige gedagtes, of luiheid, of 'n verwaarlosing van my dissiplines, of gierigheid, of selfsug. En ek bely dit en ek dink skielik, in hierdie hele tyd was Jesus by die Vader. Vader, ek het my lewe vir daardie lui prediker gegee. Ek het my lewe gegee vir daardie ongedissiplineerde pastor. Vergewe hom, help hom. En die Heilige Gees werk hier in jou binneste en hy sê, kom terug, waar jy moet wees. En uiteindelik is jy weer buig voor die Here na 'n dag of 2 in jou donker gat en jy besef, Here, U het vir my gebid, sodat ek weer kan bid. Ja. Hoe kan 'n mens daarna nou maar net aanhou en sê, ja, my sonde het sy lewe gekos, maar nou ja, hy het klaar gesterwe vir my, nou kan ek maar net aangaan. Ja. Dis nooit die idee van belydenis nie. So. Augustinus het gesê, in failing to confess, Lord, I would only hide you from myself, not myself from you. En dit is die vertrekpunt, die essensie van my van wat belydenis is. En nader ek aan God beweeg, word hy die grootste spieël wat ek nodig het om myself voor hom neer te val en te sê, Here, help my. As ek kan nie myself van U af wegsteek nie. Ja. En dan 'n laaste ding wat ek dink ons wel tog kan noem, Gerard, die kuns van belydenis teenoor mense. Ja. Kom ons vat een geval. Jakobus sê natuurlik, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Ja. Nogal 'n interessante stelling, né? Nie sodat julle vergewe kan word nie, sodat julle die siekteverwekkende aspek van sondigheid, né? Is dieselfde idee wat Dawid van praat. Hy praat Ja. van dat hierdie maak my siek. Ek voel nie Ja. lekker hierna nie. Ja. En ek dink oor 'n lang tyd as 'n mens so leef, veral dink ek as 'n gelowige, en die stryd in jou binneste toe te laat van versteekte dinge, moet dit siekteverwekkend wees. Hoe dit ook al sê, ek dink hier's 2 aspekte. Die belydenis teenoor iemand, teenoor wie jy gesondig het. Bely mekaar julle misdade, ek dink by implikasie, teenoor mekaar. Ja. Ek is jammer. Vergewe my en bid vir my. Kom ons bid saam. Ek is jammer oor daai woorde wat ek vir jou gegee het. Ek vir jou gesê het, of dat ek jou so verwaarloos het, of my houding, of wat ook al. Bely dit teenoor mekaar en bid dan vir mekaar. Dit is voor die hand liggend. En dis seker die grootste oefenveld, Gerard. Nou, nie seker by jou nie, maar by my. Nee. Is in die huwelik. Jy weet daai, om daar te, ek is regtig jammer. Ek het daar nie mooi gepraat of gemaak nie. Om dit daar te oefen. Die huwelik is die oefenveld vir heiligheid, nie vir geluk nie. Geluk is 'n byproduk van die huwelik. Heiligheid is die doel van die huwelik. En daar leer ons nederigheid en belydenis. Bely mekaar. Dis die eerste aspek, as ek teenoor jou iets gedoen het, om dit teenoor jou te bely. En daar is natuurlik maniere om 'n belydenis eintlik 'n ekstra hoe sal ek sê, oortreding teenoor jou te maak. En dit is die tipe belydenis. Ek is jammer as jy dink ek het verkeerd opgetree. As jy voel ek het verkeerd opgetree, vergewe my dan maar. So met ander woorde, ek voel glad nie dat ek hier verkeerd gesê het, toe ek vir jou gesê het, ag man, jy is sommer net 'n absolute kleinserige aap. As jy dink ek het jou daar seer gemaak, as jy, wat? Dis 'n belydenis wat 'n tweede sonde is. Ja. Sal daar's geen belydenis daar Daar's aan nie. geen belydenis nie. Die woorde ek is jammer is nie belydenis nie. Ja. Die woorde ek is skuldig is belydenis. Ja. So. Ek is jammer is net hoe ek daaroor voel. Ja. Die erkenning is die belydenis. Ek is Ek is skuldig. So. En ek is jammer, dis verhoudingswoorde. Ja. Ek is skuldig en ek is jammer daaroor. Vergewe my. Maar om bloot te sê, hoorie, as jy dink ek het verkeerd opgetree, ek is jammer man.
Dat is ek jammer oor hoe dom jy nou nog steeds is. En dan dink ek die ander deel is Gerard, wanneer is openbare belydenis ter sprake? Dit het natuurlik al baie skade gedoen dat 'n mens die regte sonde op die verkeerde plek bely. Ja. Natuurlik die heel eerste plek waar ons bely is teenoor God. En ek wil sê, tensy jy dan ook teenoor iemand gesondig het, dan is dit genoeg. As ek teenoor God bely het, is ek vergewe. Maar dikwels moet ek natuurlik met die konsekwensies van my optredes ook teenoor mense bely. En soms ook teenoor mense bely, omdat ek die stryd het, ek kry nie oorwinning nie, selfs al is ek spyt en ek weet hier is iets verkeerd, dan gaan belydenis amper in 'n terapeutiese gesprek oor. Ja. Gerard, help my. Ek weet hierdie oortreding is verkeerd en ek wil nie meer aanhou nie, maar ek kry elke keer as ek daardie persoon sien of van daardie tye van my kinderjare 'n gevoel van haat en so nou raak dit iets anders. Ek bely teenoor iemand met die nederige roep. Help my. En ek dink daar is soms ook 'n openbare aspek, veral met 'n nuwe eerste oorgawe aan die Here. Daar in Handelinge 19 was so geval. Ja. Paulus is daar in Efese, hy doen wonderlike dinge en daar's groot bonatuurlike wonders wat gebeur. En dan skielik kom 'n klomp mense tot bekering en spontaan bring hulle al hulle towergoed, boeke en hulle was besig om met dode beswering en allerlei okkultiese goed en hulle kom en bely dit in die openbaar en verbrand dit. 'n Baie wonderlike ding en dis miskien iets ook wat die AA doen, hè? 'n alkoholist kom en sê vir 'n hele groep, ek is Dave, ek is 'n alkoholist. Ja. Dis 'n openbare stelling sodat jy verantwoordbaar is. Dis eintlik 'n krag in jou lewe om te weet 'n klomp mense hou my nou dop. Maar die onwyse belydenis van jou sondes op enige plek, dink ek, is dikwels 'n daad van ongeloof en onkunde. Ongeloof, ek voel so skuldig en ek kan nie glo God het my vergewe nie. Ek gaan nou sommer 'n verdere selfdestruktiewe ding sê. Hoorie, hierso in die direksievergadering. Julle almal, ek is nie 'n goeie direkteur nie. Julle weet nie hoe ek vir jare lank al hier pornografie kyk elke dag aan my kantoor nie. Jy's baie dwaas. Ja. As jy dit doen, as jy reeds daaroor oorwinning kry en in 'n gesprek, 'n terapeutiese gesprek is, sou ek sê, moenie diepgaande probleme in jou lewe orals rondgooi. Dis nie 'n teken van nederigheid nie, dis onwysheid en dikwels ongeloof. Ek kry nie oorwinning in my binneste dat ek vergewe is nie, en miskien hierdie selfvernederende ding, en daar is selfs kerkgroepe wat sê, jy moet weekliks al jou skandes voor die hele gemeente kom bely, en met baie tragiese gevolge, naderhand van manipulasie, en groot selfbeeldprobleme, die ander moontlike gevolg daarvan, wat baie kan gebeur is, almal weet nou klaar hiervan. So in steede dat dit jou gehelp het, het dit jou eintlik van die wal af in die sloot gehelp. Ja, nee, ek dink soos met verhoudings, daar sekere verhoudings, nee, jy het nou die dag daar gesels toe ons die gepreek het oor vriendskapsverhoudings. Daar's verskillende spasies wat sekere verhoudings moet intree en sekere persone en sekere vriendskappe, sekere verhoudings is nie toegelaat in sekere spasies nie. En ek dink dit selfde kom by belydenis. Daar's sekere belydenisse wat in die heel naaste mense in jou lewe mee gebeur. Die mense wat ons groot vertroue, daar's deernis, daar's 'n pad wat gestap word. Maar dan sou sekere verhoudings wat nie, hulle word nie ingenooi in daai spasie in nie. So daar's sekere goed wat nie daai plek is. So daarmee sê maar Gordon sê soms moet baie wys wees wie die mense is na wie ons toe bely. Want dit is die mense, dit moet met wysheid gehanteer word. Watter verhoudings is watter belydenisse by voor nodig. En daarvoor moet ons Here vra, Here gee vir my genade en wysheid daarvoor.
ek het nou klaar gesê wat ek wou sê, Gerard, maar ek dink nou net aan daardie teenoor mekaar bely. Wat ek nie genoem het nie, is die skade wat ons soms daar kan doen. Jy bely net teenoor iemand, as jy weet die ding lê tussen julle, hy is ook bewus daarvan en dit doen hom skade. Ja. Dis 'n liefdesdaad teenoor hom. Dis nie, jy gaan, soos die Engelsman sê, damp jou skuldgevoelens op hom nie. Wat ek bedoel hierby is, mense het al 'n paar keer in my lewe gebeur, dat iemand na my toe kom en sê, Koos, ek skuld jou 'n belydenis, 'n verskoning. Dan kom bely hulle iets wat hulle oor my gedink het, Ja. en hulle wil nou sê, hulle is jammer dat hulle so oor my gedink. Ek was mos nou nie bewus daarvan. Ja. Dink nou wat se vertrouensbreek. Ja, Koos, ek was al die jare baie jaloers oor jou. Iemand het eendag na my toe gekom, wat jare, weet, in my in die sirkel van my kennis is, sê ek skuld jou verskoning. Ek dink al jare jy's gay. Sê, maar wat? Hoekom sê jy dit vir my? Wat? Hoekom skuld jy my verskoning? Dis iets, is 'n idee in jou kop gewees. Nou kom gooi jy hierdie tussen ons in. Ja. Of ek was jare, ek wil vir jou sê ek is jammer. Ek het vir baie lank gedink jy is 'n baie windmakerige prediker en jy's nie opreg nie. Maar ek voel nou intussen nie meer so nie. Dit is nie net onwys nie, dit is eintlik 'n wrede stuk belydenis. Hanteer daardie donkerte in jou. Moenie 'n verdere probleem skep deur jou belydenis. Maar dit denk ek ook na 'n diens van my gesê, hulle wil my gou sien. Hulle wil my sien. Hulle het 'n belydenis. En hulle vat my toe een kant heel bekommerd, was ek toe nou half om te hoor en die persoon begin die gesprek so, Gerard, ek vergewe jou. en ek onmiddellik, nou dink ek, o jene, wat op aarde het ek gedoen? Nou probeer ek dink, wat het ek was in gesprek met die persoon en langs die rekord was toe nou iets eintlik soos dit was iets baie klein, maar dit was ook iets wat die persoon toe nou oor jou gevoel het. Ek het byvoorbeeld nie my foon geantwoord nie of iets soos dit. En ek weet nie wat die reaksie eintlik wat is die regte reaksie op dit? Dankie. Die menslike hart is 'n vreemde ding. Soms is 'n verblydenis 'n belydenis 'n verbloemde aanklag. Ja. Maar Ja. kom ons laat dit daar. Ja. Gerard, Ja, maar ek wil dan nou net iets bely. Wat wil jy bely, Koos? Kom, dis 'n oop spasie. Ons sit die kameras af. Dis so veilig. Ag Gerard, ek weet nie hoe om dit te sê nie. Maar daar is iets in my hart teenoor jou, maar ek gaan dit liewers nie noem nie, Gerard. Nee. Ag Koos, Ek is jammer ek het dit toegelaat. Kan jy nou sien? Ja. Nou gaan jy die hele dag loop. Ja, Wat het ek nou gedoen? doen? Koos, ons kan nou daaroor praat. Ja. So ek wil jou nooi, as jy nie Sondag in die diens was, jy kyk asseblief vir Sondag se diens. Volgende week se episode gaan oor Koos se belydenis wat ons nou hierna gaan hoor. Nee, maar volgende week, hierdie week, eerskomende Sondag begin ons 'n nuwe reeks wat ons Paasreeks is, wat opbou weer eens na Paasheid toe. So kom asseblief, raak deel van hierdie reis en ons gaan nog steeds van volgende week af aan hier by Selavie, gaan ons aan oor gesprekke oor lent. Baie dankie Koos, mag jy 'n wonderlike week verder hê, totsiens.